Welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda, 'n rustige plekkie aan die einde van die dag, waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wie se besigheid stil geraak het en jy weet nie waarom nie. Daar was 'n tyd toe die telefoon gelei het, mense navraag gedoen het, bestellings ingekom het of kliënte gereeld teruggekom het. Maar nou voel dit asof alles net stiller geword het. En vanaand lê jy en jy wonder, wat het verander? Doen ek iets verkeerd? Is dit net 'n stil tyd of is daar iets wat ek moet raak sien? Wanneer jy 'n besigheid dra, voel daardie stilte baie persoonlik. Dis nie net die geld wat jou bekommer nie. Jy het tyd, energie en baie van jouself daarin gesit. Dalk is daar mense wat van hierdie besigheid afhanklik is. Jy het uitgawes wat steeds betaal moet word, selfs wanneer die inkomste minder is. En hoe stiller dinge raak, hoe makliker begin jy aan jouself te twyfel. Maar 'n stil tyd beteken nie noodwendig dat alles besig is om uitmekaar te val nie. Soms verander mense se behoeftes, soms verander die ekonomie en soms moet 'n besigheid aangepas word. En soms is daar eenvoudig seisoene wat stadiger is as ander. Dit is juis in so 'n tyd dat jy nie uit paniek moet begin reageer nie. Jakobus 1:5 sê, as een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee. Miskien is dit vanaand die gebed wat jy moet bid. Here, wys my wat ek nie sien nie. Nie net Here stuur meer kliënte nie. Vra ook, is daar iets wat ek anders moes doen? Is daar iets wat nie meer werk soos voorheen nie? Waar moet ek aanpas? Waar moet ek geduldig wees? En waar moet ek 'n nuwe stap neem? Geloof beteken nie dat jy net sit en wag dat iets verander nie. Jy kan bid en mooi na jou besigheid kyk. Jy kan raad vra, jy kan kyk wat werk en wat werk nie. Jy kan 'n nuwe plan maak wanneer dit nodig is. God kan jou wysheid gee vir praktiese besluite, net soos hy jou vrede gee vir jou hart. Maar moenie vanaand, omdat dinge stil is, besluit dat jy misluk het nie. Prediker 3:1 sê, elke ding het sy vaste tyd en elke saak onder die hemel het sy tyd. Besigheid het ook seisoene. Daar is tye van groei en tye waarin jy moet heroorweeg. Pas en weer mooi kyk waarheen jy op pad is. Dalk gaan hierdie stiltyd jou dwing om iets raak te sien wat jy nie sou raak gesien het toe alles besig was nie. Dalk is daar 'n verandering wat lankal nodig was, of dalk moet jy eenvoudig nie paniekerig raak omdat hierdie maand anders lyk as die vorige een nie. Jy hoef nie vanaand die hele toekoms van jou besigheid uit te werk nie. Jy moet net bereid wees om môre die volgende wyse stap te neem. Kyk na wat voor jou is, werk met wat jy het, maak aanpassings waar dit nodig is en moenie jou waarde meet aan hoeveel mense vandag gebel het nie, hoeveel mense bestellings geplaas het of hoeveel geld deur die rekeninge beweeg het nie. Jou besigheid mag stil wees, maar God is nie stilstaande nie. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat 'n besigheid dra en bekommerd is omdat dinge stil geraak het. U sien die verantwoordelikheid wat op hulle skouers rus, die uitgawes wat steeds betaal moet word en die onsekerheid wanneer die inkomste nie is wat dit voorheen was nie. Here, gee hulle wysheid om te sien wat hulle moet raak sien. Wys hulle waar verandering nodig is, waar hulle moet aanpas en waar hulle eenvoudig geduldig moet bly. Bewaar hulle daarvan om uit vrees besluite te neem wat hulle later sal berou. Gee hulle kreatiewe idees, goeie mense om raad by te vra en duidelikheid oor die volgende stap. Bring vanaand vrede waar hulle gedagtes reeds die ergste begin verwag het. Ons bid dit alles in die groot en magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou wysheid gee vir die volgende stap en vrede
terwyl jy dit nog uitwerk. Mag jy onthou dat 'n stil seisoen nie beteken dat jou verhaal klaar geskryf is nie. Mag jy 'n wonderlike geseënde aand hê. Shalom.